In 3 uur nuus, die ANC sê swak dienslewering is nie altyd die rede vir gewelddadige betogings nie. Protesoptredes in Thembalihle die week het skade van 1,5 miljoen rand aangerig. En Libië se voormalige rebelle sê hulle die afgesette leier Muammar Gaddafi omsingel. Die ANC sê die versuim om dienste te lewer is nie noodwendig die rede vir sommige van die gewelddadige betogings nie. Die Gautengse sekretaris, David Makura, het joernaliste in Johannesburg toegespreek. Hy sê, hoewel werkloosheid, HIV, vigs en hoë lewenskoste in sommige voorvalle genoem word, is dit dikwels 'n verskoning vir kleinlike binnengevegte tussen die onderskeie ANC-takke. Makura het verwys na die geweld wat uitgebreek het by die Luthuli-huis, Zandspruit, Chiawelo in Soweto en Thembalihle, suid van Johannesburg. Hy sê dit is dikwels omdat die ANC-raadslede onder mekaar beklei vir poste en dan betogings reël om 'n punt te maak. Makura sê daar is kwessies, maar dit is nie net dat die ANC nie dienste lewer nie. Skade van 1,5 miljoen rand is aangerig tydens die week se protesoptrede in Thembalihle naby Lenasia suid van Johannesburg. 3 kragsubstasies is aan die brand gesteek wat elektrisiteitsonderbrekings in Lenasia se uitbreidings 9 tot 11 tot gevolg gehad het. Dit behoort een van dagherstel te wees. City Power sê hy kan nie aan die oproermakers se eise vir elektrisiteit voldoen nie voordat Thembalihle nie as 'n plek vir huisvesting geproklameer is nie. Inwoners het maandag begin betoog oor gebrekkige dienslewering. Die minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, sê Suid-Afrika is nie van plan om die logistieke groep Transnet en Eskom te privatiseer om meer beleggings te lok nie en het ook geen planne om die maatskappye te skei nie. Gigaba sê infrastruktuurontwikkeling is die staat se verantwoordelikheid, maar hy verwag dat die privaat sektor 'n groter rol sal speel. Privaat beleggers het herhaaldelik gesê hulle kan Eskom en Transnet finansiëel help en die ontwikkeling van elektrisiteitsaanlegte en spoorlyne bespoedig. Tot dusver word beleggers deur regulatoriese struikelblokke beperk. Gigaba sê die staatsmaatskappye is gereed om aan leningsteikens te voldoen wat in die Februarie begroting uiteengesit is en dat Transnet beplan om later vanjaar op die internasionale mark te leen. Die moordsaak van die Blauwbil stit Bees Roux is weer in die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria uitgestel. Die staat het aangedui dat hulle steeds gesprek voer met die verdediging. Vroeër wou nie die staat of die verdediging bevestig of die partye 'n moontlike pleitooreenkoms bereik het nie. Roux word aangekla van die moord op die 38-jarige metropolisiebeampte Johannes Mogale in Augustus verlede jaar. Roux voer aan dat hy uit selfverdediging opgetree het om die metrobeamptes hom probeer roof het. Die saak word Vrydag hervat. Libië se voormalige rebelle sê hulle die afgesette leier Muammar Gaddafi omsingel en dit is net 'n kwessie van tyd voordat hulle hom gevange sal neem of hy doodgeskiet word. Tripoli se nuwe militêre raad wou nie sê waar Gaddafi hom bevind nie, maar dat hy nog in Libië is. Hulle sê Gaddafi is vasgekeer in 'n gebied met 'n omtrek van 60 km. Die aankondiging volg nadat konvoë van Gaddafi ondersteuners, waaronder sy veiligheidshoof, na Niger gevlug het. Nieu-Seelandse rugbybeampte sê daar is nog 1000 kaartjies beskikbaar vir Vrydag se opening in Auckland van die 2011 Wêreldbeker en die eerste wedstryd tussen die All Blacks en Tonga net daarna. Die hooforganiseerder Martin Snellen sê die kaartjies van 126 miljoen rand vir die hele toernooi moet nog verkoop word om die teiken van byna 2 miljard rand te bereik. Hy sê dat almal vol vertroue is dat dit wel bereik sal word. Die voorsitter van die internasionale rugbyraad, Bernard Lapessé, het vroeër gesê dat die organiseerders se mikpunt is om 1,3 miljoen kaartjies te verkoop, wat beteken dat daar nog 300.000 sitplekke beskikbaar sal wees by die 48 wedstryde. Ten slotte weer 'n kykie na die hoofnuus. Die ANC sê swak dienslewering is nie altyd die rede vir gewelddadige betogings nie. Dit aan die einde van die 3 uur nuus, die volgende bulletin hier op RSG, is vanmiddag om 4 uur met die nuushooftrekke om 3:30.